Oggend ook aan besoekers wat vandag hier by ons is, baie hartlik welkom aan elkeen van u. En mag die Here ook gedurende hierdie erediens vandag by ons wees. Mag hy ons weer sy gees lei om stil te word, na sy stem te luister en dan ook ons lewens volgens in te stel. Voordat ons vandag met ons erediens begin, gaan ons eers 'n lied saam oefen en ek hoop dat jy hoor ons so binne die volgende 2 tot 3 Sondae te kan ken. Môre jou ons het ons bekommerd vir die oomblik. Wat gebeur? Maar dit is baie welkom. Dis nie wil ek sê ek hoop ons kan oor so 2 weke van nou behoort ons die lied onder die knie te hê sodat ons dit dan ook kan gebruik in die erediens. Dit is vir 417. Ek gaan onthou vra om vir ons een keer weer te speel. Die lied het net een vers en dit gaan juist oor ons tema en die gedeelte van ons tema vir die jaar om stil te word en stil te wees in die teenwoordigheid van die Here. Dan sê ons ek het weer speel so 'n probleem ons dalk so 'n bietjie meer gehoor. Ietsie oor die teorie en die proses ek wil nou nie in die siekhuis of 'n wiskunde klas kry want dit is nog om beter te doen nie. Maar die note wat jy gaan sien by sterk jy uit 'n oop politiek, hy's oop en hy het 'n punt. Daar tel ons 3. En dit gaan vreemd op die oorklink, dit is lang en dan kom daar 'n 1 kant. En dan kan jy sien daar is woordjies wat so mekaar vasgetrek is met so 'n glimlaggie daaronder. Dit beteken hy word net een keer gesing, ons sing en ons hou op. So, kyk mooi as ons dit speel, want anders gaan dit moeilik wees om te verstaan hoe kan hou die orgel. Dan gaan dit dan net met een vinger doen, en ons gaan dit vanoggend so oefen ook, want die oomblik wanneer die begeleiding bykom, is daar baie goedjies wat gaatjies vol maak. So dan gaan dit nie deur mekaar, ons gaan net met een vinger.
ek dink as jy ons nou nie voor die tyd gehelp het, dan sal ons dalk nou 'n bietjie gesit het. Maar volgende Sondag kan ons dalk nog 'n vinger was. Wonderlik. Kom ons gee maar 3 weke tyd om dit te doen. Baie dankie broers en susters vir die tyd en ook die deelname, ek waardeer dit baie. Broers en susters, kom ons begin ons erediens vandag deur 'n toetrede lied saam te sing. Ons sing vir 72 en ons sing daar al 3 verse. is met jou. Ek sal jou beskerm, oral waar jy gaan. Ek sal jou nooit verlaat nie. Geliefde broers en susters, genade en vrede vir u, van God ons Vader, en van die Here Jesus Christus. Amen.
Heilige God, ons kom vanoggend tot rus in U teenwoordigheid. Ons monde raak stil na die lofsang wat ons vir U aangebied het, sodat ons harte kan begin luister. Dankie Here, dat U 'n God is wat nie van ver af oor ons regeer, maar die God is wat afbuig na ons om met ons te praat. Here, hier in U teenwoordigheid, kom word ons vanoggend stil. Kom word ons vanoggend stil, Here, om opnuut weer te bely. Want ons kom baie keer hier aan, alreeds uit asem, moeg, uitgeput, afgemoed. Here, die wêreld waarin ons leef, raas baie keer so hard rondom ons. En ons het nie ander keuse as om heeltyd ons aandag daarop te fokus nie. Here, dis waarom ons vandag in hierdie uur tot U teenwoordigheid kom stil raak. Ons kom bid, Here, om te bely dat ons gedagtes dwaal so maklik af. Ons fokus baie keer so sterk dit wat ons nog moet doen en die sorge wat ons met ons saam stuur. Selfs wanneer ons stil voor U. Here, ons kom vra daarom dan nou vanoggend, dat U ons sal help om doelbewus in te haas. Help ons, Here, om doelbewus U vrede en U teenwoordigheid vanoggend hier in ons midde, diep in ons siel in te laat. Ons kom bid vandag, Here, en ons vra vir U, dat U ons sal help, Here, om met fyn gehoor te luister na U woord, waarna ons vandag kom luister het. Sodat ons ook, Here, al die groot en die harde dinge wat in die wêreld rondom ons gebeur, vir 'n oomblik sal uitskakel. Maak ons lewens opnuut nou in U teenwoordigheid stil, sodat ons die sagte stem wat met ons praat, nie weer sal hoor. Here, skakel die wit geraas in ons kop vandag af. Help ons, Here, om ons eie planne en ons eie vrese waarin ons saam leef, vanoggend hier in U teenwoordigheid om uit te haas. Here, gee vir ons die genade om vir 'n oomblik uit te haas. Om U Heilige Gees te ontvang en dit in te haas. U Heilige Gees wat dieper met ons praat as woorde. Heilige Gees, kom stel ons hart se frekwensie vanoggend op U stem. Laat U woord nie net klanke in ons ore wees nie, maar laat U woord ook vir ons die lewegewende fluistering wees, wat vir ons rigting gee, wat vir ons leiding gee, wat ons bemoedig en wat ons nie. Praat met ons, Here. Die kinders luister. Amen. Lieve broers en susters, ons lees vandag saam met die woord van die Here uit die Ou Testament, uit die eerste Koningsboek wat ons aantrek in die Ou Testament. Ons gaan daar in hoofstuk 19 uitlees van vers 11 af tot by vers 13. Skriflesing in Konings 19 van vers 11 af. Maar hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die Here. Kyk, die Here sal weldra verbygaan. Daar was 'n geweldige sterk wind, die berge gesteun, wat die rotse verbrysel het voor die Here. En die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. En die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur. En die vuur was die Here nie. Na die vuur was daar 'n sagte gesuis. Elia het hoor, het hy dadelik sy gesig met sy mantel bedek. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. En eens was daar 'n stem wat vir hom vra, wat maak jy hier, Elia? Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Is my woord nie so lees die uitspraak van die Here, soos 'n vuur, 'n hamer, waar die klippe stikkend gebreek word.
Here Jesus Christus. Verlede week lees ek 'n oulike staaltjie van 'n spoorsnyer daar uit die Kalahari uit. En hy stap saam met 'n sakeman in Sandton in Johannesburg. En terwyl hulle so deur die strate stap, is daar hierdie oorverdowende geraas van karre se toeters wat blaas. Dis konstruksiewerk wat oral plaasvind en 'n gekap en 'n getim. Daar's duisende mense wat saam met hulle op die straat stap en dis hierdie oorverdowende geraas van stemme en van voetstappe. Terwyl hulle so stap, kom die spoorsnyer ewe skielik tot stilstaan. En hy sê vir die sakeman, ek hoor 'n kriek. Die sakeman begin lag en hy dink vir homself, maar jy seker nou van heeltemal van jou broodjie kwyt. Dit kan mos nie wees ons bly in 'n stad. Hier is omtrent nie krieke hier. En bovenhalwe is hierdie geraas so oorverdowend. Jy sal in elk geval nie 'n kriek hoor as hy nou moet skree. En so staan die spoorsnyer doodstil in die middel van die sypaadjie. En hy luister. En hy hou aan luister, terwyl die geraas rondom hulle steeds daar is. Skielik draai om en hy stap na 'n sementblomkom wat nie ver van hulle afstaan nie, met so 'n klein plantjie in wat langs die ingang van 'n winkel staan. Toe hy die blare so wegtrek, ruggies, daar sien. En hierdie sakeman kan amper nie sy oë glo. Hy wil weet, hoe het jy dit reg gekry om hierdie kriek te midde van hierdie geraas en hierdie gerondskarrel te hoor? En hier gaan hierdie spoorsnyer en hy haal 'n R5 muntstuk uit sy sak. En hy laat val die sypaadjie. En toe daardie R5 muntstuk die sement van die sypaadjie tref, kling, 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 kling. Toe kom elke persoon in 'n radius van 10 meter rondom hulle tot stilstand. Kyk om te sien waar hy gaan geval. En toe sê die spoorsnyer vir die sakeman, sien jy, mense hoor dit waarop hulle ingestel is. Nou geliefde broers en susters, om werklik te verstaan wat in hierdie teksgedeelte wat ons vandag gelees het, aangaan, moet ons besef dat Elia op 'n baie slegte plek in sy lewe was, hierdie teksgedeelte afgespeel. Hy was nie net moeg gewees. Elia het 'n geloofskrisis op hierdie stadium beleef. Kom begin nou net vir 'n bietjie agtergrond, wat het hier gebeur, wat daartoe gelei het dat ons hierdie gedeelte saam gelees het. Elia het in 1 Konings 18 'n geweldige, 'n massiewe oorwinning behaal met die Baal-profete op Karmelberg. Baie van die ken dalk die verhaal, maar vir die van die wat dit nie ken, gaan ek dit net so kortliks vertel. Die volk Israel het weer afgedwaal van die Here. Hulle het weer vergeet van hom. En so roep Elia die volk bymekaar by Karmelberg. En almal aanbid die Baal afgod. En daar's 450 van hierdie Baal-priesters en Elia daag hulle uit. Hy sê hier's vir julle os en ek vat ons. Ons kap op in stukke. En dan is hier 'n hoop hout en daar's 'n hoop hout. Pak julle os op daardie hoop hout en ek pak my os hierso. En dan bid julle tot julle God en ek bid tot my God. En die God wat hierdie os verteer met vuur, dis die alleen lewende God. En daar trek die Baal-profete weg en hulle begin bid. Heeldag. Later van tyd moet ek verskoon, ek is net so 'n bietjie sieker of geloof. Ek is beter, maar klink nie so. Gedurende hulle bid en hulle sny hulle self stukkend met swaarde en met spiespunte ter verering van die Baal-god. Daar gebeur niks. En hulle hou aan tot die skemer. En toe gaan Elia en hy bou 'n altaar met 12 klippe. Elke klip verteenwoordiging van 'n stam van Israel. Hy pak sy vleis in die hout bo op daardie klip. Daardie altaar wat hy gebou. Hy grawe 'n sloot reg rondom die altaar, diep sloot. En dan gee hy die opdrag, gooi water hierdie kant. Baie water. Van so 'n aard dat daardie sloot wat hy gegrawe het, vol word. Die sloot loop eintlik oop. En dan bid Elia tot God. Vanuit die hemel uit op hierdie verterende vuur. Dit verbrand daardie vleis heeltemal. Verbrand die hout, dit verbrand al die klippe. En die water verdamp heeltemal as gevolg van hierdie geweldige vuur. En daar kom die volk weer tot die besef. God alleen is God.
Die volk kom tot inkeer weer tot weer. Maar terwyl Elia nog daar staan C4, kry hy 'n boodskap. Koningin Isebel het gehoor wat jy nou net gedoen het, en sy het beloof, voor die son vanaand onder is, sal ek jou dood. En daar moet Elia nou weer vlug vir sy leven. Elia het vermoedelijk hierdie geloofshaai gehad, soos het so kan staan. Hierdie geloofsinspirasie wat hy beleef het daar op Karmelberg. Hy is weer onder hulle gaan. Hy moet weer vlug vir sy leven. En dis die verhaal van Elia. Elia is moeg, hy is uitgedaan, hy is depressief. Want vir 'n oomblik het hy gedink, die volk het tot inkeer gekom, net om te besef, en dit moet niks nie verander. Hy voel asof hy die enigste profeet van die Here is wat oor is, en hy sê dit ook self in Korintiërs 19 vers 10. En dan vlug hy na Horeberg. Horeberg staan ook bekend as God se berg. Maar Elia vlug nie meer. Op pad na Horeberg is eintlik vir hom 'n pelgrimstok gegee hoe hy by die stad voel. Horeberg is 'n plek waar God vir Moses in 'n brandende bos geroep het, soos ons lees met so 'n streep. Baie teoloë het teens dat Horeberg en Sinaiberg is twee verskillende name, maar is eintlik een plek. Dis dieselfde plek waar God verskyn het om aan Moses die 10 gebooie te gee vir die volk. Horeberg het die volksmond bekend gestaan daarvoor dat dit die plek is waar God verskyn, waar God fisies is. En Elia is op pad soontoe om voor God te gaan staan en opnuut weer 'n herontmoeting te hê met God van Israel. Hy wil met God gaan worstel. Vir hom sê hierdie ou maniere van geloof, die ou maniere van ons godsdienst beoefen met groot kragte soos vuur en 'n krag, werk nie. En dit verander nie meer die volk saam. En dan kom Elia oor die berg aan. En dan sien ons in hierdie teksgedeelte vir Elia so daardie spoorsnyer in sy hande, binne in sy eie besige stad van vrees, van uitputting. Hy is geestelik uit asem. En daar waar Elia sit, is hy ingestel op die groot ding hier rondom. Hy soek na God in die wind. Daardie sterk wind wat die berg uitmekaar uitbreek. Daardie sterk wind wat rots verbruis. Hy soek na God. 'n aardbewing wat die aarde skud, grond skud. Hy soek na God in die vuur, alles verbrand. Daar is dieselfde vuur waar hy God gesien het op Karmelberg. Maar sien die teksgedeelte is, nog in die wind, nog in die aardbewing, nog in die vuur, was die Here. Geliefde broers en susters, baie keer gebeur dit teen my oor. Ons beland op 'n goeie plek ten opsigte van ons geloof. Ons beland op 'n goeie plek ten opsigte van ons verhouding met die Here. En dit gaan met ons goed in ons lewens, in ons alledaagse bestaan. By die werk gaan dit goed, gaan goed in my gesin, gaan goed in my familie, gaan goed met my gesondheid. En die volgende oomblik, dan gebeur die lewe met ons. Die volgende oomblik loop dinge in my lewe steen. En dan beland ek in dieselfde gat waarin die Here beland. Hoekom nou so? Ek het die seën elke dag beleef in my lewe. Ek het die goedheid eerstehands in my lewe ervaar. Here, elke dag het ek die genade in my lewe raak gesien. Hoekom gebeur dit? Hoekom moes my lewe nou skielik so uitmekaar uitspan? Ons raak uitgeput, geestelik. Ons raak depressief, omdat dinge in ons lewens verkeerd is. En ons soek antwoorde by God. Ons vra vir die Here, antwoord my, wat het ek verkeerd gedoen, of wat het ek reg gedoen? En dan soek ons die antwoorde die groot gebeure rondom ons. In ons gebede wil ons eintlik vir God reeds voorskryf hoe hy my situasie verander en moet aanspreek. My finansiële situasie, Here, moet U tog net aanspreek met die wet van die boek. Here, my gesondheid moet U verander deur my gesond te maak of my geliefdes gesond te maak.
Here, my huwelik is op die rotse. Red tog my huwelik deur my huweliksmaat se gedagtes en denke te verander. Waar ons verhoudings partykeer uit mekaar uitval, dan bid ons tot die Here, Here, herstel tog hierdie verhouding, dat die ander kan sien hoe verkeerd hulle eintlik is. Soek die groot antwoorde, die groot dinge wat rondom ons gebeur. Maar God kies daar, wel aan die beeld van die skep, maar op 'n manier wat hy nie gesien het. 'n manier wat u en ek dikwels ook mis. Lees die 1 Korintiërs 17 vers 12. En God het met Elia gepraat. Dit sagte gesins. Waar en hoe praat God met ons? Die broers en susters, mense soos die kyk in die stad, is God se stem elke dag in ons lewens. Maar dit verg 'n spesifieke hoor, spesifieke luister. God se stem om te hoor. Jy moet fyn luister as jy God se stem wil hoor. Soos ek so 2 Sondae gelede aangekondig het, ons jaartema hierdie jaar is asemhaal. Die ritme van 'n lewe saam met God. En in so 'n lewe saam met God is God se stem die asemhalingsmasker wat ons elke dag nodig het om te oorleef. Maar hoe hoor ons dan God se stem in 'n wêreld wat konstant rondom ons raas? Ons hoor God se stem in die stilte. God praat bitter selde wanneer ons self besig is om aanhoudend rond te hang. Wanneer ons self besig is om aanhoudend en aan mekaar te praat. God praat die oomblikke wanneer ons betaal. Soos wat ons dan die 18e Januarie hoor in Psalm 46. God praat wanneer ons vir 'n oomblik stil is. Ja. God praat met ons deur sy woord. Die Bybel is nie net 'n klomp ou tekste uit die verlede wat saam gebundel is vir ons vandag nie. God se woord, die Bybel, is God se asem vir u en vir my op papier. Maar ons moet na God se woord nie net luister. Ons moet dit inpas. U en ek moet God se woord lees en daarmee besig wees. Daardie verwagting dat daar 'n gesuis, 'n fluistering sal wees wat spesifiek vir u en vir my bedoel is. Net soos 'n atleet moet leer om sy asemhaling te beheer, so moet 'n gelowige ook aanleer, partykeer die nuwklop van die ander. God praat met ons deur sy Gees. En hoeveel van ons het dit nie al gebeur nie, dat daar 'n gedagte in ons binneste opkom, wat definitief nie my eie gedagte is. Hoeveel keer het dit nie al met ons gebeur, dat ons oortuiging binne in ons kry, dat ons doodslaan in ons eie spoor. Hoeveel keer het dit nie al met ons gebeur, dat ons in situasies en omstandighede beland, en skielik daardie vrede beleef, wat ons nie kan verwoord en of nie kan verklaar. God praat nie harder om die geraas van die wêreld te oorkom. Die Here fluister wanneer hy met iemand praat, sodat ons vir 'n oomblik kan ophou hardloop en nader aan God kan staan en te hoor wat hy vir ons sê. Om in te asem, moet jy ook die geraas binne in jouself eers uitasem. Om in te asem beteken dat jy jou hart sal instel op die frekwensie van die Heilige Gees. Die vraag waarmee een ek vanoggend gekonfronteer word, is eintlik 'n eenvoudige vraag. Waarna luister jy? Wanneer jy ingestel is op die minte van die wêreld, daardie geraas van die ekonomie, die geraas van die nuus, die geraas van ons eie sorge en ons eie lewens en ons eie ambisies, dan hoor ons dit. Want dit is waar ons ingestel is. Maar wanneer ons leer om God se ritme in ons lewens in te haal, dan begin hoor ons die klik. Dan begin hoor ons aan die sagte gesuis van die Here, selfs te midde van die grootste chaos.
Daardie fluistering wat sê, ek is hier. Ek is jou God. Loop hierdie pad. Net broers en susters, moenie wag vir 'n aardbewing voordat jy na God luister. Word stil. Haal diep asem. Skakel die geraas van die wêreld uit. Stel jou hart uit op die frekwensie van die Here se stem. God is nie besig om te spreek. Hy is naby genoeg aan elkeen van ons. Net te fluister. Wanneer jy inasem, asem sy vrede. En wanneer hy fluister, luister. Geliefde broers en susters, kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Kom ons raak vir 'n oomblik stil om te luister. Nie net die geraas van die wêreld, maar die stilte en fluistering van God. Kom ons raak stil om onsself in te stel, die stem van die Here. Broeders en susters, nou dat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons, terwyl ons net so bly sit, ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons het aan ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5 hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld van 'n god maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. En jy mag hulle nie dien. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom.
Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou bees en jou donkie, of enige van jou diere. Ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land, en dat die Here jou God met 'n sterk hand en uitgestrekte arm jou daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lank kan leef, en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg. Jy mag nie egbreek pleeg. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Ook nie sy saaigrond, sy slaaf en sy slavin, sy bees en sy donkie, of enigiets wat aan jou naaste behoort. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet gaan leef. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte van Vonklied 523 vers 1 tot 4, waarin ons tot die Here bid om ons gedagtes nuut in te stel, sodat ons lewe anders kan wees. Ons sing as slotsang en gebed Vonklied 523 vers 1 tot 4, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën. Oh
en sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig na u toe oplig en aan u vrede gee. Amen.